Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Prof Koenig het dan begin kyk na die verhouding tussen die Ou en Nuwe Testament en gewys op die eensydigheid van sommige tradisionele voorstellings. Wat die wet-evangelie model betref, het ons wel die wet in die Ou Testament, maar daar is tog 'n oneindig keer meer. Maar ons het die wet ook in die Nuwe Testament. Ook die torenliefde model is te eenvoudig. Ons het ook in die Ou Testament heerlike hoofstukke oor die liefde van God, soos Hosea 11. En in die Nuwe ook nog steeds skerp oordeeluitsprake, soos Matteus 23. Uit die geskiedenis is die siening van Augustinus goed bekend. Hy reken die Nuwe Testament is implisiet of sluimerend in die Ou Testament teenwoordig en die Ou Testament is eksplisiet, uitgesproke en duidelik in die Nuwe Testament teenwoordig. Iemand anders het gesê, die Ou Testament is die roosknop en die Nuwe Testament die pragtige roos wat oopgegaan het. Christene is lief om sulke lekker opwindende formules uit te dink, maar in die meeste gevalle dek dit eenvoudig nie die volle lading nie. En dit sal duidelik word uit die volgende bespreking. En dit sal blyk dat die verhouding Ou Testament, Nuwe Testament baie ingewikkelder is en veral nie net met een enkele formule uitgedruk kan word nie. Ons moet van 'n paar kante af na die saak kyk. Tussen die bepaalde sake in die twee testamente is daar verskillende verhoudings. Binne elke testament is daar oorgange. En dis 'n vraag of ons in die geheel die twee testamente as twee afsonderlike eenhede met mekaar kan vergelyk. Tussen bepaalde sake in die twee testamente is daar verskillende verhoudings. Byvoorbeeld, verryking. In die Ou Testament is God die skepper. In die Nuwe Testament word Christus saam met die Vader as skepper bely. Byvoorbeeld Johannes 1 vers 1 tot 3. Dit beteken, die skeppingsboodskap van die Ou Testament word verryk in die Nuwe Testament. Nog 'n voorbeeld is 'n skerp breuk en 'n vergeesteliking. Daar is 'n ryk verskeidenheid offers in die Ou Testament, maar die hele stelsel word in die Nuwe Testament opgeskort en vervang deur die een unieke offer van Christus. Byvoorbeeld in Hebreërs. Hier pas net een woord, breuk of diskontinuïteit. Intussen is daar egter ook 'n soort vergeesteliking van die offers. Christene word opgeroep om hulle lewens as heilige offers aan God te wy. Romeine 12 vers 1, en dit is tog 'n geestelike betekenis wat hier aan offer gegee word. Presies dieselfde gebeur natuurlik ook met die tempel. Dit verloor sy betekenis. Jesus word self die tempel, Johannes 2 vers 21, en die gelowiges word die geestelike tempel van die Gees, 1 Korintiërs 6 vers 19. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help vir ons om altyd die hele Bybel in ag te neem, sodat wanneer ons die Ou Testament lees en daaroor nadink, ons sal onthou hoe dit in die Nuwe Testament verryk, uitgebrei, vervul word. Maar wanneer ons die Nuwe Testament lees, ons ook sal onthou waar dit uit die Ou Testament vandaan kom, hoe U deur die eeue reeds in die Ou Testament die pad voorberei het wat gelei het na Jesus. Amen.